Ja. Kumusta ni Son Ivan? We komen stoel hier. Ja, alsjeblieft, Sammy. Ja, ik zie een speel. ASEAN. Ah, say, he's fine. He's fine.
Maksiatkan muda, maksiatkan. Ako, Bas. Ons is hier, bring die telling dus te staan op 7-3. Ja, ons Kleinhans, hy hardloop daar, deur 2 manne, 3 manne sukkel om grond toe te bring. Jaguars die probeer met teen cleaning, bal in die hande van Redenzel, so die bal lekker diep, in die hande van die nummer 14, die nummer 15, die besluit met die bal in die lug op te skop, bal is nou daar in die hande van Godfrey, Gregorius Vroom, hy vat die voordele aan, die klip af. Hoortjies kry die bal daar, hy maak goeie meters. Skeieregter sê, die speler, die moet pad gegee het. Dis 'n strafskop daar, en Cesco Julius, die wys vir die skeieregter, hy gaan onmiddellik pale toe. So Cesco Julius, die sal pale toe skop.
om die telling probeer 10-3 te maak. Ons het klein tegnische problemen. Ja, jongens, kop ja. Chesko Julius die slaag met die doelskop, die strafskop. Dat beteken die telling die skuif aan na 10-3. 10-3 in die guns van die tuisspan Setsoel Eagle Stars. Jammer, die is nie op die veld nie. Al word prachtig daar gevat deur Leroy, ondersteun deur Michael Wayne. Chesko so die bal lekker hoog in die lug. Brendan die kry amper die bal en die Godfrey die skop die bal en die bal reg op, ag nee, die bal op nie, reg nie. Skeiersrechter die speel voordeel vir die aanslaan, maar Jaguars die val verkose aan. Skeiersrechter sê, dit is 'n bietjie hoog. Dit is 'n bietjie hoog. So amperkies en Godfrey, die kry die bal om weer te gaan druk. Ons het die bal word mooi uitgeskop. Jaguars het die voordeel om die bal in die lijnstadion te gooi. Die hakker die doen 'n triekie, hy sit die bal neer. Leroy gaan op, maar ongelukkig is dit net so oor sy kop. Jaguars val aan. Die bal word daar verloor. Baie mooi enkel tapie daar van die vleuel wat verhoed dat die speler wegkom. Outomaties is die man uit. Daar aan die syde kantlyn is die speler uit by die veld uit. Die afgedoen. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie een. Die skeiersrechter die is nie tevrede nie. Hierdie keer het Teens 'n baie goeie teenslag in die skrim. Die 12 die sny leerlik binne toe, maar hy loop hom vas daar teen Gregorius Grootboom, wat hom onmiddellik grond toe bring daar waar hy is. Skeiersrechter sê nee. Don't. Stop it, don't.
Die skare die is stadig besig om nader te staan vir hierdie aangeleentheid. Wat beloop om groot te wees. Skeieregter sê die bal is vorentoe ingeslaan daar deur Eagle Stars binne in die lyn staan. So dus is dit 'n skrum hierdie keer weer vir Jaguars. Eagle Stars die het weer hard probeer in die skrim, maar niks het gebeur nie. Jaguars met so jiggle-jaggle movement wat hulle maak. Die bal is nou daar en nummer 14 aan, hy vat almal aan. Die 15 jaar toe kom vast daar teen Brendan April. Jesco die kry amper die intercept, amper kies met Jaguars, maar talle manne in hulle linkerkant gehad het. Baie goeie beweging daar deur die kaptein Jesco. Dis keer het hy geen voordeel nie aanslaan aan daar van die kaptein Jesco Julius. 'n Skrim nou dis so amper kies voor die bale. Mooi teken. Parkeer, die vat die man daar uit, maar die man gooi die bal terug. Dat is net so nodelpryd daar by parkeer, daar by iemand, daar aan die ander kant. Ja, hy staan op. Die bal is dus skeef in die lyn staan ingegooi, sê vir die Eagle Stars, die het 'n keuse. Hierdie is 'n kompetisie van die 8, hulle tel op en dan gooi hulle die flanke. Dit maak mooi skoon, die bal is so 18 meter van die doellyn van Eagle Stars. Alleen staan dus daar vir die Jaguars. Kyk wat maak hulle met hierdie bal. Die keer gaan Leroy reg voor die springer in en hy kry die bal.
Tjesko kry die bal en hy skop hom tot op die halflyn of wat. Die val aan. Leroy, dis daar. Ja, die het moed gemaakt. Jy moes kyk wat maak Brendan met die vier. Brendan vat hom en hy sit hom buitekant. Kyk jy dit as hy nee, dis vorentoe. Ik weet niet hoe hij man was, dus even vanochtend die game gaan in de huis. Die man heeft alleen vanochtend toen ik ballen ging tegen Sibas. Die man heeft ik altijd diepte iets zo. De vier moet op zijn positie blijven. Hulle gaan nie word intrek. En die ou veteraan Clayton Solomons die het sy verskyning gemaak hier in Setsville. Ons sê hom welkom. Nee, hulle het verloor. Nee, hulle het gewin. Maar op los uit. Ja. 'n Skrim die vir Eagle Stars. So hier op die 10 meter stippeling van Eagle Stars. Ons kyk wat maak Eagle Stars met hierdie bal. Skrim word so opgetrek. Dis skeieregter sê nee, dis illegal spinning. As ons straks by die stad sal wen ons. En ons kan Baie goeie skop daar deur Denzel. Neem die spel so 20 meter, nee die vlagman sê 22 meter van die doellyn van Jaguars. Ons kyk wat maak hulle met Eagle Eagle Stars met hierdie bal. En aan Mama Eagles hier hoog gaan. Druk as hulle die bal kry. Kom ons kyk wat maak hulle met die bal. What's the space? Die wat jy kan sien nie. Kyk terug vir sy neer. Hou vas. Hou vas. Maak die lyn oop. Die bal word pragtig daar gevat hier Kleinhans. Sê vir die Eagle Stars, die gaan dus probeer om die Graham die breek weg. Skeieregter sê iets het gebeur, kom ons gesels gou vinnig 'n bietjie. Skeieregter sê nee, die man is hier om die nek gevat. Die bal, die is nie uit die Denzel kry hom daar en hy val aan. Hy gee die bal daar vir Godfrey. Godfrey gebruik sy spoed. Hy is weg van die 14 af, maar hy gaan om 2 manne, 3 manne, die 4de man, die vat hom grond toe. Eagle Stars, die speel mooi. Hulle val aan. Bal is daar, so verhard gegooi. Skeieregter die speel voordeel, bal word so teruggeskop. Skeieregter sê die voordeel is verby. Brendan gaan die bal in die hande kry. Brendan gee so hippie trappietjie, gee die bal daar vir Godfrey. Die twee manne weet wat gaan aan nie. Die ou trap af. Hy gee so aftrap, hy gee so skoppie. Die bal die met die sleg bump en die bal is daar. En hy word afgetrap deur Jandre. Jandre die jaag op. Hy het mooi gedoen daar. Leroy het mooi geval, maar die skeieregter sê die speler wat die bal steel is van sy voete af. Baie mooi tackle daar deur Leroy. Het lyk hierdie nommer 19 is hulle favorite. Leroy maak weer so goeie tackle en Boortjies is op die bal. En die skeieregter gesê het was holding on. Hy was eerste daar en het gespeel. En ons weet ons ken vir Boortjies. Die man die speel baie goed daar. Die bal word weer eens uitgeskop. Die vlagman sê ons gaan nergens as die 10 tree nie.
sal net nie in die lyn staan vorm. Die bal word vorentoe aangegee daarin. Skeieregter sê kom ons skrim weer manne, julle is wel lief vir skrim. Ons gaan weer 'n skrim hier toepas. Die manager die snaakse goedjies. Ons sal hartlik aanspreek, sy sing hier binne toe. Eagles, skeieregter sê nee, early engagement. Hierdie keer los die skeieregter gaan dat hy speel. Skeieregter sê nee, julle is die 10. Hier is 'n kameraman, hy het rooi aan, mag jy op die veld wees. Kameraman, hy staan daar. Jaguars die val aan. Hulle kyk, hulle tik weer die bal. Eagles Stars die verdedig baie goed. Is nie genoeg tyd gewees vir die man met die bal te speel nie. Jaguars het weer na heavy traffic toe soos 'n mens sal sê in Engels. Die bal word verhaas, reg aangegooi. Jaguars die speel baie goeie toertjies hierso. Maar hulle kom net. Kijk wat doen hy man. En Hy moet kry op die voor. hierdie nommer 19 wat net om so gehardloop het. Hy kan dan nog nie tackle, maar daar word goed vorentoe gedeur deur Boere. Boer in die hande van Greg. Hy word grond toe geneem. Skeieregter sê nee, cleaning from the side, coming from in from the side. Kijk wat doen die man. Skeieregter sê jy moet van agter by die hekkie inkom. Jy kan nie so by die kant af kom nie, Brendan, jy moet van agter af kom. Daai tyd toe Steek nog die bal kon gevang het, kon hom gevang het, maar nie vandag nie. Hy keer hom net hierdie keer. Die lynstand die was gewen daar die Jaguars in die keer. Hard hom vas daar teen Brendan Boer die center, maar hy maak paar goeie meters in die kontak. Daar loop hulle weer vas, hier is 'n paar harde tackles, die man is 'n liggaam, maar die sal seer wees. En die strafskop die is aan Setford Eagles Stars. Leroy die vraag die bal en die speler wil nie die bal gee nie. So dan sal die skeieregter maar die bal afvat. Ons welkom allemaal hier van Jaguars hier by Setford Eagles Stars, Grassy Park. Welkom allemaal. Geniet die dag saam met ons met goeie rugby. Ja, ek lieg nie altyd die aan Martha. Ek praat altyd die waarheid.
Skeieregter die gee 'n strafskop daar vir 6 van Eagle Stars diep agterlyn van Jaguars. Die is nie 10 tree in die lyn staan uit nie. En onmiddellik is daar nou klagtes. Sy luister aan die waarskuwing en dan kyk jy terug en dan kry jy nie 'n penalty nie. Cisco! En Cisco die is ongelukkig onsuksesvol, maar dit lyk asof ons 'n skrim sal hê daar op die 5 tree. 'n Skrim daar op die 5 tree. Die speler die het die bal probeer lewendig hou. Baie goeie intensie. Baie goeie intensie. Lord die bal. Los die jonge. Hy doen nog weer. Clayton Solomons apparently sê hy is nie meer loskakel nie, hy speel nou stit. Hy is 'n stit. 'n Skrim daar op die 5-3 stippellyn daar van Jaguars. Eagles daar sal weer eens hulle kragte gebruik hier. En so waar die 8 die tel op, gooi die bal vir Cisco speel vir Redenzel, gee af op Parkeer is daar in die hoekie. Skeieregter sê nee, dit is nie 'n tree nie. Die bal is vorentoe aangeslaan. Die bal is vorentoe aangeslaan daar deur Parkeer. Luciano Parkeer het ongelukkig die bal vorentoe verloor daar op die doellyn. Maar die voorspeler sê, moenie worry nie, Luciano, ons het hierdie vir jou. Moenie worry nie, ons vat dit vir jou vas. Goeie sportmanskap daar van die voorspelers. Hulle kla nie oor die skrim nie. En Jaguars is daar, hulle verdedig baie goed in die skrim. Maar onmiddellik is die bal daar uitgehaal. Skeieregter sê nee, jy moet agter die bal bly. Jaguars die speel vinnig nog die hele dag. Hulle val die hele dag baie goed vinnig aan. Skeieregter sê nummer 7, jy kan nie daar na kwart op nie. Ja, Is daar skop daar vir Jaguars, hulle is op hulle 22 en hulle 3 punte op die tellbord. Die bal word uitgeskop daar op die 10 tree stippellyn. Michael Wemby kry die bal so daar. Gregorius kry die bal van Cisco af. Gaan grond toe. Leroy word daar vasgevat deur 2 spelers van Jaguars en hierdie keer is dit Michael Wayne. Hy hardloop daar teen 'n man. Baie goeie harde kontak wat gemaak was. Jason Godfrey die jag. Hy stekel die man, maar die man het nie die bal in die vleuel, die val verkoos aan. Die regtervleuel, hy trap af en Brendan besef, dis mos my man en hy hardloop terug om hom te kom. Die 10 gee so 'n goeie skoppie terug.
Maar Luciano op 'n keer die vang die bal vry skoon. En hy val aan. Besluit wat gaan hy maak met die bal? Hy gaan om sy eerste man. Val besluit, gee die bal vir Jandre. Jandre val aan. Hy gee die bal weer terug vir Luciano. Ag, die bal is daar Prudence se voet. Prudence los met sy voet. Jaguars die val vir Koos weer eens aan. Die nummer 12, hy is dier die gaaitjie, maar die keer kry Raymond om. En Raymond sê, jy gaan nergens die boete. So rond toe hierso. Jaguars val aan. Die nummer 20 is weer aan. Die keer is het Brandon Blou, die van op so 'n manier. Grammy die bal gekry, maar die scheidsrechter sê, nee, dis 'n strafskop. 'n Strafskop. Eerste tyd daar vir die kaptein. Eerste tyd vir die kaptein. En die kaptein sê ons gaan bale toeskop. Ons gaan nie weer probeer nie. Ons moet die telling probeer, telling aan die gang hou. Ons kyk om die telling na 6 toe te skuif, sê die kaptein. Die verdediging van Eagle Stars, die is rotsvas. So kom ons skop die bal oor die pale om 3 punte te kry. Baie goeie skoppie, maar dis wel links van die linkerligte paal. En dit bring ons met halftyd. Die telling die is 3 in die guns van Jaguars en 10. Volgende week terugkom. Die skeidsregter die is gereed om die wedstryd te begin. Ons vra net almal om die veld te verlaat en beide spanne wat opwarm, aanspanspanne, bly toch net agter die doellyn asseblief. Baie dankie. Skeidsregter wag net vir die bal om daarmee te kom. Luciano kry daar 'n streng waarskuwing daar van die skeidsregter af. Ons vrouw leerder op school is weer terug hier op die lig. Leroy so amperkies vat die bal weer daar. Die nummer 20, hy hardloop vast daar teen Greg en Grammy. Greg en Greg. Hulle bring hom gronde toe. Jaguars speel die bal baie goed. Hulle val so hier knap aan. Jaguars is nog die hele tyd aanvallende rugby wat hulle speel. En hulle maak meters, die coaches het gepraat. Eers kyk wat gesê, nee, die bal is vorentoe aangeslaan. So automatisch is die skrim daar vir die span van die Eagle Stars. Daar wil die mense nog instroom. Ek wil net sê, as jy nog iemand het by die huis sê vir hom die velddraak vol, jy gaan nie 'n sitplek kry nie. En daar op die vlagman, sorry, daar tot Jayden op die veld, hy gaan hom regmaak, gaan opwarm.
Just kom die bal uit, gee daar vir Redensel vat die bal, hy skop die bal uit. Hy skop net die bal uit, baie belangrik. Skeieregter sê, kom ons volg 'n lyn staan hier. So 30 meter van die doellyn van Seattle Eagle Stars met Jaguars wat die bal kan ingooi in die lyn staan. Die bal word weer hierdie keer gewen deur Michael Wayne. Parkeer skop die bal in die lug op, maar word afgeslaan. Bal word teruggeslaan. Parkeer gee die bal daar vir Brennenbo vir Redensel vir Zandre, kyk, gee die bal daar vir Brennan April, hy beweeg vorentoe, maar hy gaan grond toe, sal die bal los. Michael Wayne kom met spoed hier en die skeieregter speel voordeel. Michael Wayne is daar nodig hulp. Voordeel en die skeieregter sê, dis 'n geel kaart. Enigiets bo kan die nek is gevaarlik met daai impak. Skeieregter, die is op die spot. En hulle soek warnings, maar die bal is ongelukkig nie uit nie. Jaguars, die sal 'n skrum kry. Skrum hier vir Jaguars. So 24 meter van hulle doellyn af. Daar aan die suidekant. Skeieregter herset net hierdie skrum. Die manne moet 'n geleentheid gegee word om te kan contest. Sien jy stuur die boodskap is die mense kom stadig, maar seker kom hulle aan. Stilletjies koelbrand is op hoog. Baie goeie skrum daar deur Eagle Stars. Hulle vermulsel vir Jaguars. Die krag, die kom in, die skop in. Jaguars het nie antwoorde op daardie skrum nie. So dit is nou 'n baie goeie teenaanval skrum daarvan Seattle Eagle Stars. Hierdie keer maak Redensel seker hy skop die bal uit. Jaguars die groepeer net weer daar, praat met mekaar, verduidelik mekaar wat fout gegaan het. Hulle sal dit regmaak by die volgende een. Of so sê hulle. Hulle staan hierdie keer vir Seattle Eagle Stars, daar so 8 meter van die doellyn van Jaguars. Kwagga gaan op, Kwagga vang die bal, maar van die bal voorbore. Skeieregter sê die bal is beskikbaar aan die kant van Eagle Stars. Bal word daar vir Raymond gegooi. 3 manne probeer Raymond na grond te bring. Hierdie keer is dit 'n pick-up and drive, PD soos hulle sê. Nog 'n PD op die 5 meter doellyn nou, 5 meter stippellyn nou. Die skeieregter sê die man is die eerste. Hy hou die bal, die speler op die grond hou die bal. Baie goeie taktiek daar van Jaguars. Ons wil dit so persoonlik maak, maar dis 'n lyn staan daar vir Jaguars. Die bal word daar aan die kante van Michael Wayne gegooi. Die het nou al 4 lynstane gesteel op die grond. Gregorius kry die bal, die derde man vat hom grond toe.
Brendan kom deur en hy gaan so 'n paar meters vorentoe. Krijg soek weer die bal. Hy sien Damiran. Die keer word die bal daar vir Grammy gegooi. Grammy die beweeg vorentoe. 3 manne vat hom grond toe. Krijg is onmiddellik daar en hy vat die bal. Dus kijk zo te sê, die tacklers die het nie weggerol nie. Dit is dus 'n strafskop daar aan die kant van vir Eagle Stars. Aan palen toe. Kijk zo te die groep. Slagpalen toe, boy. Slagpalen maken verschil. Slagen is toe. Palen toe, man. Kom, dus Jaguars die ons gaan niet fouten maken. Dus maak je fouten niet, maar 3 punten. Eagle Stars die wys vir die skeieregter. Skeieregter, kom ons skrum. Kom ons skrum, baie goeie call gemaak daar. Kom ons kyk. Ons gewoon niet, man, ons kunnen het doen. Eagle Stars die skrum daar, hy het ons skrum gevra, skrum gekry, skeieregter speel voordeel, skeieregter sê, dis 'n straf 3, onder die pale, en iemand gaan af. Ik trek mijn woorden terug. En nog een stoel. Iemand moet daar ook om John. Die man krijgt een geel kaart en hij lijkt mij gaan sommer die veld verlaat. Die telling die is dan 17 aan die kant van Eagle Stars en 3 aan die kant van Jaguars wat onmiddellik 3 plaasvervangers opbring, aangezien hulle 2 manne op die bankie is. Ina. En Sia, die is ook op die veld, ons hier, hoe aan klap, welkom hier die veld, Sia. En Jaguars kom die bal lekker hoog aan en hulle kry ook die bal terug. Baie goeie taktiek van die loskakel en die spelers die het dit mooi gelees. Soos hulle sê, hulle het dit geoefen aan die agterste plaas. Nummer 6, hy kyk rond, waar toe gaan hy? Die bal word daar geskieppaas na die nummer 11 toe, maar ongelukkig gaan die bal vorentoe. Brendan die val die bal op. En die boortjies die gaan hard grond toe daar. Baie goed skoongemaak hier, Leroy bal in hand vir Brendan. Brendan gee dit vir Kwagga gaan na so. 3 manne wil hom grond toe bring. Bal word so agter toe gepas, maar Enwil die vang die bal. Hy word stooi hom los van die eerste man. Maar te wen kry die bal, hy te veel voor hom. Die vleuel sukkel 2 manne grond toe. Speler hier plat by aarde. Twee spelers die is op die grond, een staan onmiddellik op. Die ander Michael Wayne is nog opgebring. Hy kan nie. Dis wat ek like van hulle. As hulle staak te speel, dan kan die mental aanpas. Absoluut untouchable. They kill a lot. Hy kan kaart speel, maar die kan. Hij lost het. Dis al.
Unganikezeli mkhaya. Unganikezeli mkhaya. Man. Ladies and gentlemen, welcome to Grassy Park, where the Jaguars traveled from Craigs to come and play against Sedgwick Eagle Stars here from Sedgwick. We are welcoming you with warm hearts, red hearts and green hearts. We're just going to play some rugby. There is some comments being made, which I'm not going to repeat over the mic. A scrum there to Eagle Stars. And a lot of things. The last scrum resulted into one guy getting a yellow card and a penalty try. So let's see what's going to happen with this scrum again. Good scrum again here by Sedgwick Eagle Stars, dominating, going forward. Jaguars crumbling. And the ball being played by Chisco Julius in the hands of Denzel, Jandre, Luciano Pakira, and unfortunately the ball is knocked forward. The ref is coming back here to the advantage being played. The advantage being played here, so the referee says, come. Just say, let me be present and Tierney. And Jandre is getting a warm welcome. He's coming off the field. A lovely game there by Jandre Fredericks, the son of Sarita and Dino. Okay, now they say that's unnecessary. Sesko, he kicks the ball out nicely. Ons sal net op in Afrikaans wees hoor, is net gou vinnig vir die mense. A line out, going to perform there, so about 8 meters from the line out, from the try score line. Such beautiful English spoken there. Henry sit, and Sedgwick Eagle Stars, they are using their forwards again to dominate this ball. The ref is saying no, it's brought down by themselves. Vernie, just come on, and Vernie, it looks like he scored a try. Vernie Dalton Solomons, the guy just scored a magnificent try there. Structure, boy, structure! Structure! Yes, man! Unfortunately, loving the forwards dominating again, using their strength to overpower the Jaguars, resulting in the ball being played there in the hands of Bernie Charlton Solomon, small guy, strong on the feet, and he scored a magnificent try. He is making his way onto the field. So it's really successful with the kick again. That brings Kelly to 24 and still 3 to Jaguars. Some subs being made. Die nog nie. Hulle tel nie om seker te maak jy is van die veld af. Hulle tel om seker te maak jy is van die veld af. Hulle moet 14 wees sê die skeieregter. And then number 8, Rastafari, he's going on to the field. Oh yeah.
Now the idea is on the field. Ball kicked off there. Now lovely take by the eye. Ayaman Rasta die bal mooi gevat daar. And all of a sudden this Jaguar scoring a wonderful try after the ball being plucked out in the air by Ayaman Rasta, who just got onto the field. And Jaguars, they are celebrating a wonderfully worked try. So the score is now 8 to Jaguars and 24 to Sedgefield Eagle Stars. Ladies and gentlemen, don't forget tonight. Oh, the ball is kicked there, lovely. The ball bounced inside field. So this Meneer Boetat, wees op camera. As binneveld. Ons record daar maar. Asy, baie dankie. Asy. I'm going to get security to remove that person. Yeah. Ladies and gentlemen, Jaguars, Sedgefield Eagle Stars, the B teams, they are playing. The ball is plucked out in the air by the ball got plucked out in the air by Leroy. Leroy unfortunately gave the ball to somebody. Ladies and gentlemen, and number 1 is making his return back to the field after receiving a yellow card for illegal scrumming. He's back on the field. Hij heeft nog voor de kaart. Ik lees op. As ek is nog 5 minute. Scramble up, boys. Kom on. The ref is laying some ground rules there, explaining to everybody how it's supposed to happen. And let's see what Eagle Stars going to do with this scrum again, dominating in front the whole day. I think it was only the first 2 scrums that was dominated by Jaguars. After all, it was Eagle Stars all the way. Unfortunately, something is not right at the moment. With some new players on the field, the ref needing to explain over and over again. This scrum being formed, Jaguar is putting the ball in, immediately being taken out. Lovely speed. The referee is playing advantage to Jaguars. Nicely played by Jaguars, taking on the advantage line. Sedgefield Eagle Stars dominating the defense. Unfortunately, the ref is saying, we're going back for the advantage. Mr. Ref says he must wait until the guy gives the mark. You must play behind the mark, please. It's a high tackle there. Now the number 14 kicking the ball out. Well done to number 14, making lots of meters. Now by inside the quarter of Eagle Stars on the other side, with the lineup going to be formed about 18 meters from the lineup.
die einde. And so now the referee giving Zenon a yellow card for a high tackle. So now we have to come and rest for some 10 minutes. But guys, we can give this guy his fair chance of resting. He's still 41 and he's still playing some great rugby. And he still looks like he's 25 years old. Jaguars playing some nice attacking rugby again. They are fast, playing fast. Ball kick back. Unfortunately, the ball's kicked into the dead. So now it's a 22 kick out. Ek sien julle het vroeg begin, so hulle is nou waarskynlik. Wat is dit nou van doen? 6:30. Ek wou net die balle nou gewen. The ball is being steal from Jaguars. So it's on the side of Sedgefield Eagle Stars again. Not into the hands of Almer. Now he has to go to ground. They have to leave him. There's a guy lying on the ground. Mr. Rev, you have to stop. Nice courses by the referee. The guy laying on the ground, not safe to continue with the game. Thank you. Was het in die Sondagskool geleer? In die Sondagskool. En dames en heren, als u nog bij huis is en hoort my stem, dan zal u moet komen om hieruit te komen. Die tijd raakt min. Hier tans loop die B-span loop voor met 24-8. En daarna sal dit die groot kanonne wees. Soos altyd gesê was, die groot kanonne sal later begin. Die skeieregter van die aanspan, die roep asseblief die kapteine van beide die Jaguars A en Eagle Stars A om te kom tos hieronder. Kapteine van beide Jaguars A. Moet nou my kyk asof ek lieg nie. Ek sê dat hulle moet kom as al. Ek sê. Hey, ek as in die klas. As ek kyk, wat se baie stress. Kan die kapteine van die aanspanne asseblief die skeieregter ontmoet hier onder by die kleedkamer? Hulle wil net pers. Don't know, they can pers. Hulle weet is goed wat dit sê, maar we can pers. The game is continuing again. Die klas. As ek kyk, wat se baie stress. Hulle full play. Never know. He's still walking, so we are glad for that. Speler word dit gejaal van die veld af, so rukkie gee kans vir dit. Ja, dit is lekker vol vandag. Hierdie keer word die scrims wel bietjie hup. En hierdie keer is dit Ender John Gous. Hy maak hom gereed om die veld te betree. Hy sê moet nie sê wie sy ma en sy pa is nie. Is nie nodig nie. Maar ons weet wie sy ma en sy pa is. Die scrum word daar gevorm, so daar is by 25 meter. Skeieregter, die kyk na sy linkerkant toe, hy sien agter hom gebeur, snaaks goed. Bal word hard teruggeskop en Elmer Jones, die jaag, die bal en die man, kom ons kyk, en Elmer, hy bring die man grond toe met hulp van twee ander spelers. En met John, die is op die, nee, hy is nie op die veld, hy reverse. Daar is 'n gaatjie, maar Gregorius en Kleinhans die maak die gaatjie toe.
Die speler deeg oor die bal vorentoe. En Enver, die kry 'n boodskap om te neem daarso. Mooi Denzel man. Oeh, dis goed. Dat Almer, hy sit die bal daar onder die bal neer. Nou dit is een magic daar, Denzel, die hou die bal. Hy weet net wanneer om te gee. En Almer die bly op sy skouer. En die bonus, die 4-3 is in die sakkie. I love a net pass. Down low. Die is vanaan. En la vida is goed wat dit zes was. Weekend plans. Kan dit houden. Ze slaap maar ze is een verhouden. Hey, die kan best houden. Zet de plan, ze speelt op mijn foto. Kan dit houden. Ze slaap maar ze is een verhouden. Hey, die bal wordt overgedaan door Cisco Julius. Die telling die wordt het groter, die verschil groter. Wanneer was straat gereed voor een break. Hey, ze spijt is een statement. Hij is een shot, ze zijn ook een break. Die kinders gaan make-up. Wanneer was straat gereed voor een break. Hey, ze spijt is een statement. Hij is een shot, ze zijn ook een break. Die telling is DS 31, 8 in die gunst van Sitson Eaglestars Beespan. Die 15 van Jaguars, die skop die bal baie diep in die hande van Gregorius Grootboom. Wat om 3 mannen gaan, 4 mannen gaan, 5 man kom om grond te bang, maar die bal wordt verloor weer gesteel. Baie goeie counterraking daar van Sitson Eaglestars voorspelers, die domineer die wedstrijd nog de hele tijd. En Waga, Johan Kleinhans, die speel een barzo wedstrijd. Boeien, Denzel sien 'n gaatjie, hy vat die gaatjie aan, hy gee voor vir Jalmer is om hom, Jalmer kan nie gaan skoor nie, Jalmer Jones, baie goeie hande weer daar van Denzel. Jalmer het amperkies in 2 minute 2-3 gedruk. Dames en heren, as hy nie dit, as hy nie hier is die missie, dan sien hy nie. Die hande van Denzel met die spoed van Jalmer. Ons weet nie wat daar gebeur het nie. Ons sal later daar op die video kyk. Maar hierdie keer dis nou 'n skrim daar na die kant van Jaguars met Eaglestars wat heeltyd domineer, so kom ons kyk wat gaan hulle maak met hierdie enetjie. Ons vra net die mense om uit die veldtyd te bly asseblief. Ons is dankbaar vir die wedstryd, die gaan voort. Kom ons kyk wat gebeur met hierdie skrim. Die bal word ingegooi, maar die skeieregter herset net hierdie skrim. In Engels sê hy is resetting the scrum. Skeieregter het daar so 'n gesprekkie met die voorrye. Die voorste 3. Kom ons kyk wat maak hierdie skrum. Wat gebeur met hierdie skrum hierdie keer?
Eagles Stars die domineer bietjies te laat. Die skrim maar die bal is dood daar op die 5 meter. En wil Broodjies het eerste die bal. Skeieregter sê, gaan terug, gaan waar op die doellyn. Sjoe, weet jy, dis hy nog goed. Skop my, game is klaar. En so, lekker. En daar is een paar plaatsvangers aan die kant van Set vir die Eagles Stars, die word gemaakt. Met Jason Godfrey wat afkom. Zedin word teruggeroep. En wil Borkies kom af. So ook Leroy. Borkies daar, baie goeie wedstrijd. Leroy ook so baie goeie wedstrijd, maar hy hink 'n punt 'n bietjie daar vir die telling af. Hy kry so daar as ander klop. Raymond kry die bal, hy gaan verwoords voor so 1 meter voor die doellyn van Jaguars. Daar word geroep vir die bal. Daar word gekyk, die bal is nog nie oor die doellyn nie. Dit word gebied nie, maar dit word gedefend deur Jaguars, baie goeie defenswerk wat daar plaasvind. Daar in die hoekie. Daar word die links omgewerk. Kom ons kyk wat gaan nou gebeur. Daar word op pad gegee, bal in die hande van Hulle skeieregter sê geen voordeel nie. Hulle is allemaal ontkant, geen voordeel nie. Hier is die merkie. En Leroy besef, hy is af, Jean Kleinans gaan uit, die bal is voor en toe aangegee. Ongelukkig daar vir Eagles Stars. Hy het die bal getip met sy hand nie. Hy is niemand so man. Wat wie is dat hier? Wie is dat? Dat is de verhouding. Baie goeie skrim diep in Set vir die Eagles Stars, maar die skeieregter sê nee, 'n vryskop daar na die kant van Jaguars. Hulle kom weg daarin. Jaguars die val aan. Bal is daar nie. Bal word voor toe geskop. Kom ons kyk wat gebeur. Die bal, die bam. Dis nou hy kom weg. Hy bedoel mooi om die bal te stel. Dan die geen bal vir Enwe beskryf gaan hy maak, Enwe sien 'n gaaitjie. Hy beweeg vorentoe, hy sit die bal neer, hy wil opgegaan het. Deur 2 manne se arms. En die spanne, die aanspanspanne die verkom bijna op badkleedkamers toe die sing, maar onze focus is gauw hier op die wedstrijd wat plaasvind. Al 2 spanne die sing. Ons ken het, die vleel, die skop, die bal, kom ons kyk wat gebeur daar, word goed gebruik. Jammer, Jones is betrokken, Hulle is betrokken, Hulle verloor die bal ongelukkig vorentoe. En wat John maak 'n baie goeie tackle. En wat John tackle die man na die bal spat. En daar word aangeval. Jammer, die sal moet omskyk, bekeer sal moet keer. Hou die bal, die word vorentoe aangeslaan. Dames en heren, soos hier so, die aanspanne, die maak hulle weg na die kleedkamers. Hulle sing al die spanne. Dit is 'n derby. En die skeieregter sê dit is genoeg. Dames en heren, ons gaan nou rechtstreeks oor na die aanspanne toe. Die telling die is 31-8 aan die kant van Eagles Stars. Die eerste is in die mandjie. En hier word gesing, die veld die gaan aan die brand slaan. Ons wil net allemaal vraag asseblief om brand hier te bel, die brander op standby te hou, want hier die wedstrijd wat afkom,
behoort net so interessant te wees. In die span van Jaguars, die maak nog steeds hulle weg na die kleedkamers. Hulle sing, hulle kry die skare op hulle voete. This promised to be one of the big matches again. But like Jaguars is saying, they are just practicing for next week. And Jaguars is in the kleedkamers. Ons sal net so 'n kabaal. Journey of life is a heavy road, bare feet on the stones still carry through. So don't knock it. They talk like they know it. Dit is die spanne, die twee spanne gaan nou. Koningsstaan vir die aanspanning om uit te kom.